Kom ons word nou stil voor die Here. Stuur u lig en u waarheid, o Here, en laat die ons lei, laat die ons bring na u heilige berg en na u woninge, dat ons kan ingaan na die altaar van God, na die God van ons jubelende blydskap. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sing tot sy lof Psalm 66. Psalm 66 en ons sing daarvan die eerste 2 verse. Die aardryk met sy verste lande moet biddend voor die Here buig, en die volke van die verste strande moet met 'n lofstem voor hom juig. Die eerste 2 verse van Psalm 66 en daarna bely ons geloof saam. Die apostoliese geloofsbelijdenis verkondig die anker van ons geloof, en dan sê ons almal saam vir mekaar: ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Die Here het sy wet vir ons gegee as die rigsnoer vir ons heilige lewe, maar ook as daardie standaard wat ons tot Christus dryf in afhanklikheid. Eksodus 20, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê:
ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. En die eerste gebod is, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Tweede gebod is, jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. En dan die derde gebod is, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Vierde gebod, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin is gemaak, en op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. En dan die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. Die 7de gebod is, jy mag nie egbreek nie. Die 8ste gebod is, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod is, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En dan laastens, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons antwoord die Here se wet deur Psalm 4 te sing. Psalm 4, en ons sing die 3de vers. Wil jul aan hom 'n offer gewe, die offer wat die Here aanskou is in opregtheid, regte lewe, en hom alleenlik aan te klewe, en op hom alleen jul hoop te bou. Psalm 4, en ons sing daarvan die 3de vers. Bid saam. Genadige God, driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons is deel van daardie mensdom wat te neergebo uitroep, waar sal ons ooit die ware goed vind? Waar sal ons iets vind wat standhoudend is? Waar sal ons iets vind wat waarlik troosvol is?
waar sal ons die waarheid vind? En dan bely ons vanoggend saam, dit is net by U. Dit is net by U en daarom weet ons dat U, wanneer U genadiglik op ons neerkyk en wanneer ons U vriendelike aangesig sien, dat ons moed sal skep, dat ons kennis sal ontvang, dat die Heilige Gees ons sterk sal maak vir die daaglikse stryd en dit wat ons nodig het. Ons dankie vir ons Here Jesus Christus aan die regterhand, wat daar skitter in sy heiligheid. En ons dankie dat hy nog steeds vir ons intree in ons swakheid. Hy wat sy hemelse heerlikheid neergelê het, om ons hier in ons teneergeboonheid, om ons hier tegemoet te kom, om ons weer op te hef, om ons vir ons 'n lig te wees, 'n opgaande lig. En nou bid ons dat sy Gees met ons sal wees, dat ons die woord sal hoor, 'n eenvoudige woord, 'n woord wat deur die eeue nou alweer klink het, en soveel mense weer opgerig het en hulle te neergedruktheid, soveel mense se oë oopgemaak het. 'n woord wat standhou tot in ewigheid. Ons bid dat U daardie woord sal seën waar dit verkondig word, hier op hierdie kansel, waar dit verkondig word, al is dit deur swak en onbekwame diensknegte, dat dit nogtans geseën sal word in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons skriflesing kom uit die Evangelie volgens Lukas, en vandag is dit hoofstuk 17. Die afgelope tyd, so 'n paar weke gelede, was baie mense in die land was op hol gewees oor sekere aankondigings wat gemaak is rondom die wederkoms en dan veral soos dit dan nou genoem is, die sogenaamde wegraping. Daarom is dit goed dat ons vandag na hierdie woord kyk wat ons Here vir ons gegee het rondom hierdie saak, die wederkoms van ons Here Jesus Christus. En ons lees in Lukas 17 vanaf vers 20, en toe hy deur die Fariseërs gevra is, wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. En hy sê vir sy disippels, daar sal dae kom wanneer julle sal begeer om een van die dae die seun van die mens te sien, en julle sal dit nie sien nie. En hulle sal vir julle sê, kyk hier of kyk daar. Moenie gaan nie, en moenie agterna loop nie. Want soos die weerlig wat van die een kant van die hemel blits tot by die ander kant onder die hemel skyn, so sal die seun van die mens ook in sy dag wees. Maar eers moet hy baie ly en deur hierdie geslag verwerp word. En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die seun van die mens. Hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik gegee, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het en die sonvloed gekom en almal vernietig het. Net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot. Hulle het geëet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou. Maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swaal van die hemel af gereën en almal vernietig. Net so sal dit wees in die dag wanneer die seun van die mens geopenbaar word. In daardie dag moet hy wat op die dak sal wees, terwyl sy huisraad in die huis is, nie afkom om dit weg te neem nie. En so ook moet hy wat op die land sal wees, nie omdraai na wat agter is nie. Dink aan die vrou van Lot.
Elkeen wat probeer om sy lewe te red, sal dit verloor, en elkeen wat dit verloor, sal dit behou. En ek sê vir julle, in daardie nag sal daar 2 op 1 bed wees. Die een sal aangeneem en die ander verlaat word. 2 vroue sal saam maal, die een sal aangeneem en die ander verlaat word. 2 sal op die land wees, die een sal aangeneem en die ander verlaat word. En hulle antwoord en sê vir hom, waar, Here? En hy sê vir hulle, waar die liggaam lê, daar sal die aasvoël saamkom. Dit is die woord van die Here, en ons lees tot so ver daaruit. Kom ons antwoord nou weer deur Psalm 4 te sing, hierdie keer die 4de vers. U het my hart meer vreugde gegewe as ander smaak in volop tyd, en as hul deur skyngeluk verhewe by mos en koring lustig lewe. Psalm 4 vers 4. Lukas 17, vanaf vers 26. En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die Seun van die Mens. Hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik uitgegee, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het en die sonvloed gekom het en almal vernietig het. Net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot. Hulle het geëet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou, maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swaal van die hemel af gereën en almal vernietig. Net so sal dit wees in die dag, wanneer die Seun van die Mens geopenbaar word. Nou broeders en susters, hoe sal dit wees in die laaste dae? Hoe sal dit wees in die dae voor die Here Jesus se wederkoms? Daardie dag van die Seun van die Mens, soos dit in die Bybel genoem word. Hoe sal ons weet hoe om daarvoor gereed te wees? Wanneer sal die wederkoms plaasvind? Dis vrae wat gelowiges nou al vir eeue lank besig hou, en reeds in die Here Jesus se tyd, toe hy nog hier op aarde was, was die belangstelling al daar. Waar? Wanneer? Hoe? In Lukas 17 gee die Heilige Gees vir ons 'n aanduiding van die aard van die samelewing in die dae wat die wederkoms voorafgaan. Dis hoe die mense sal wees. Die mensdom sal die volgende karaktertrekke vertoon. Dit sal net so wees soos in die dae van Noag en Lot. Nou as ons kyk wat Jesus oor die dae van Noag en Lot sê, dan wil dit vir ons lyk asof daar nie veel gesê word nie. Die mense het hulle gewone gang gegaan. Soos ons ook maar vandag. Al etende, al drinkende, al feesvierende,
al rugby kykende. Dis maar die dinge wat hierdie wederkoms vooraf gaan, al trouende, al soegende, al plantende, al kopende, al verkopende. Nou wanneer ons meer oor die dae van Lot en Noag in Genesis naslaan, dan word daar baie meer gesê. Voor die sonvloed word die wêreld deur geweld geregeer, so lees ons. En toe het die Here reeds gesien dat die boosheid van die mens op die aarde, dat dit groot was. Toe die Here reeds gesien dat al die versinsels wat die mens in sy hart bedink, dat dit altyd deur net sleg was. En Noag, die arkbouer, hy was 'n prediker van geregtigheid, so lees ons in Petrus se tweede brief, maar niemand het hulle aan Noag gesteer nie. In Lot se tyd was die verval nog groter. Die Here Jesus noem dat die mense in Lot se tyd, in Noag se tyd in die huwelik gegee is, maar wanneer hy by Lot kom, dan sê die Here Jesus niks van die huwelik nie. In Lot se tyd word die huwelik nie eers meer vermeld nie. In Lot se stad Sodom was die huwelik glad nie geag nie. God se huwelik was in die stad Sodom vertrap deur saamvryers en saamblyers, vertrap en vervang deur die mees skaamtelose teennatuurlike sonde van sodomie. Hiervan sê die Here Jesus niks nie. Hy verswyg eenvoudig net die huwelik wanneer hy van Lot se dae praat. Die Here Jesus verswyg baie dinge oor die dae van Noag en Lot. Die korrupsie, die dekadensie, hy praat van eet en drink, maar hy sê niks van die vrate en die wynsuipers nie. En van al die ander uitspattighede word daar niks gesê nie. Nee, die mense eet en drink, hulle trou, hulle koop, hulle verkoop, hulle ploeg en hulle plant, hulle bou. So was dit in die dae van Noag en Lot, en so sal dit wees in die dae voor die wederkoms. Die Engelse sê, business as usual. En as jy miskien sou vra, wat is nou eintlik verkeerd daarmee, dan kan ons ook sê, nee, daar is niks verkeerd daarmee nie. Dis hoe dit behoort te wees. Dis hoe God dit nog altyd wou gehad het. Bou, trou, ploeg en plant. So natuurlik, so vanselfsprekend, so alledaags. En tog is dit die verskriklikste klag wat teen die mensdom ingebring kan word. Dis tog die felste veroordeling denkbaar. Nie soseer oor wat gesê word nie, maar wel omdat dit al is. Alles wat daar van die mensdom in die tyd gesê kon word, die mens het geëet, hy het gedrink, die mens het voortgeplant, punt. Dis al. Die Here Jesus hoef nie te vra na die korrupsie en die sedelike verval waarna Genesis verwys nie. Hy hoef nie na die doodslag en die geweld te verwys nie. Soos dit daar staan, is die klag teen die mensdom reeds genoeg. Mense het geëet, gedrink, voortgeplant, dis al. Dis die som totaal van sy lewe. Alles gaan rondom aardse goed. Daar was wel vooruitgang gewees. Sedert Noag was daar wel vooruitgang gewees. Daar is mense wat die woord evolusie gebruik. In Noag se tyd was daar net geëet en gedrink en getrou, maar in Lot se tyd het hulle al gevorder tot bou en plant, koop en verkoop. En as ons die tyd van Noag tot vandag sou neem, dan sal ons sê daar is verstommende vooruitgang. Die mens se prestasies het ongekende hoogtes bereik, al die ontwikkeling in die tegnologie en kultuur. Alles is gemotoriseer, is vaartbelyn, megagrepe data beweeg deur die kuberruimte in 'n breekdeel van 'n sekonde. Die mens en sy masjien deur kunsmatige intelligensie is besig om na die sterre self te reik.
Maar weer eens moet ons sê, die mens bou en plant, koop en verkoop, maar die almagtige God is daar buite. Ons Here Jesus is nêrens in die prentjie nie. Die laboratorium en die kunsmatige intelligensie het die kerk vervang. Die rook trek nie meer van God se altare op nie. Deesdae is dit net fabriekrook. Ons bly in 'n stad. Selfs hier waar ons in Koelsberg is ons in 'n stad. Ons bly in 'n stad sonder 'n tempel. Alles draai net rondom geld en goed. En hier waar ons bly, gaan dit ook dikwels oor grond. Daar's 'n tyd vir alles. Alles, behalwe God. Daar word in baie gevalle nie eers meer met God gespot nie. Die skandes van die kerk se dominees, dit moet van die grofste wees om die voorblad van die koerant of die media se aandag te trek. Die kerk het irrelevant geword. En om Sondag by die kerk uit te kom, trap ons letterlik oor die wrakstukke van die Sabbat. Die teaters is oop, die restaurante doen besigheid. Dit lyk inderdaad, soos een filosoof dit gestel het, God is dood. So het hy gesê, God is tot 'n nul gereduseer, en niemand het 'n saak daarmee nie. Daar word geëet en gedrink, gemaak en verkoop, daar is pret en plesier, daar is Facebook en daar is 'n familiebraai, daar is tuisteaters met groot skerms, daar is die Olimpiese spele, daar is Springbok oorwinnings, maar aan die Here word daar al minder gedink, en oor die Here word daar ook al minder gesê. Hulle eet en drink net, hulle bou en plant net, en dis alles net aardse goed. Dis nou die hulle waarvan die Here Jesus praat. Hulle daar buite, hulle wat vandag hulle motorbote sleep, en hulle wat met hulle sleepbandjies vol wildsvleis hier verbytrek, hulle wat hulle fietswedrenne en hulle comrades en al daai goeie reël en hulle biertjies en die stytjie as 'n snak, dis nou hulle daar buite. Maar wat van ons? Wat van ons hier binne? Ons wat nog na die Here se woord kom luister. Spreek hierdie gedeelte nie ook tot ons nie? Het ons nie in vers 22 gelees dat hy hierdie dinge juis vir sy disippels gesê het nie? Word ons nie deur die Here Jesus opgeroep om aan Lot se vrou te dink nie? Die dag toe die Here vuur en swaal op Sodom laat neerreën het, daai dag. Lot se vrou was nie heeltemal onverskillig teenoor God se waarskuwing nie, maar Lot se skoonseuns het hulle nie eers aan die engele se waarskuwing gesteer nie. Lot se vrou het wel gehoor en sy het gevlug. En tog het sy net met 'n halwe hart geluister. Vlug vir jou lewe, het die engel gesê, moenie omkyk nie. En Lot se vrou het omgekyk, en sy het 'n soutpilaar geword. En in daardie dag moet hy wat op die dak sal wees, terwyl sy huisraad in die huis is, liefs nie afkom om dit weg te neem nie. En net so moet hy wat op die land sal wees, liefs nie omdraai na wat agter is nie. As ons, soos Lot se vrou op daardie dag so vasgegroei het aan al ons aardse goed, die meubels, die motor, die yskas, die TV, en as my hart verdeel is tussen my goed en my God, dan staan Lot se vrou vir my daar. Dan staan daardie soutpilaar daar vir my as 'n waarskuwing. 'n Waarskuwing vir elke gelowige wat die Here Jesus se woorde hoor. Elkeen wat probeer om sy lewe te red. Elkeen wat probeer om sy lewe en sy geld en sy goed te red, sal dit verloor. En elkeen wat dit verloor, sal dit behou. Soos Christus se kom skeiding gebring het, so sal sy wederkoms skeiding bring. Skeiding tussen twee op dieselfde bed. Skeiding tussen twee vroue by die meule. Skeiding tussen die twee op die landery. Die Here Jesus praat van die bed
die meule, die landery, en dit sluit aan by ons teksverse. Die dag van sy wederkoms sal 'n gewone dag wees. Mense sal hulle gewone gang gaan, al etende, drinkende, al trouende, al soegende, al plantende, al slapende, al malende, al kopende, al verkopende, 'n gewone werksdag. Niemand verwag iets besonders nie. Daar's ook geen spanning nie. En dis jammer, dis eintlik tragies. Want dit gaan hier oor die dag van die Seun van die mens, Christus se wederkoms, die koms van die bruidegom wat sy bruid kom haal. Mense verwag dat die Here Jesus die dag as 'n feesdag sou beskryf. Die mense verwag dat die kinders en die mense die strate sou belyn het met vlae en baniere, 'n koperblasorkes sou voorgaan in 'n prosessie en daar sou 'n feessaal wees, pragtig versier met blomme. Maar nee, die wederkoms vind plaas op 'n gewone werksdag. Daar's nie 'n jubelende menigte wat die Here inwag nie. Net maar die malende vroue, die dreunende trekkers op die land, alles so gewoon. Ons verwag hierdie normaliteit by die wêreld, maar ons sien dit ook by die kerk. Ons sien die bruid se kinders ook maar daar by die werkplek. Die een wat aangeneem word, sy is by die meule, en die ander een, hy sit soos die ander op 'n trekker. In die parallelle gedeelte in Matteus sê die Here Jesus dat die meeste mense se liefde teen daardie tyd al koud sal wees. Die temperatuur van die liefde vir die Here en sy woord het dan al heelwat afgekoel. In die evangelie van Lukas vra die Here Jesus op 'n ander plek of daar wel nog geloof op die aarde gevind sal word. Wat 'n verskriklike klag teen die kerk. Dis goed en dis reg dat ons werkbroeders en susters. En die apostel Paulus vermaan ons ook daartoe, vermaan julle broeders, skryf hy aan die Tessalonisense, om julle eie sake te behartig en ons vermaan julle om met julle eie hande te werk. Maar dan sê hy ook in daardie selfde brief, die dag van die Here sal kom, soos 'n dief in die nag. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. As ons liefde verkoel het, sal ons nie meer olie in ons lampe hê nie. Sal ons soos die 5 onverstandige maagde verleë staan die dag as die bruidegom kom. Om in die meule of in die lande te wees is nie 'n sonde nie, maar die sonde skuil daarin dat daar nie meer 'n afwagting, 'n spanning in ons geloofslewe is nie. Die sonde skuil daarin dat die bruid nie meer die horison dophou vir die koms van die bruidegom nie. Die sonde skuil daaraan dat daar ook van die geloofsmens gesê word, hy eet, hy drink, hy werk, dis al. En as die geloofsmens se grootste spanning daarin bestaan, dat die amen in die kerk so gou as moontlik moet kom, as die geloofsmens Christus se wederkoms elke Sondag bely, maar dit lankal nie meer verwag nie. En lankal nie meer daarna verlang nie, dan is dit sonde. Verlange en verwagting is harde werk. Vra maar vir 'n moeder, wat vir meer as 2 weke nie van haar kind gehoor het nie. Haar hart is aan die brand van verlange en verwagting. Maar vra maar vir 'n bruid wat haar troudag afwag. Hier binne in haar trill dit. Die grootste feesdag, die bevrydingsdag van die hele skepping kom nader. Die dag waarin die bruid en die bruidegom een sal wees, tot in ewigheid. Dis lê vlak voor die deur, maar daar's niemand wat bly is nie. Die heuwels en die berge mag jubel, die skepping sien daarna uit met reikhalsende verlange, die klippe sal dit uitroep, maar die kinders van die koninkryk swyg in alle tale. Tekens van die tye is daar, geliefdes. Nie so seer in die oorloë en die gerugte van oorloë nie.
Nie soseer in die opstande en die geweld wat ons elke dag ervaar nie. Nie soseer in die aardbewings en die tsunamies nie, maar wel in die alledaagsheid van die malende meule en die dreunende trekkers. Amen. Kom, laat ons dank. Genadige God en Hemelse Vader, dit is die feesdag deur U verkore, die feesdag aan U toegewy. Die feesdag wat ons by mekaar kom met die oog op ons Here se wederkoms. Die feesdag wat ons toewy met die oog op sy opstanding en die oorwinning uit die dood uit, en wat 'n wonderlike dag om te vier. Ons bid dat ons self die blydskap en die vreugde sal ervaar, wat ons behoort te ervaar, en die verlange na ons Here Jesus Christus, en die hoop wat nie sal beskaam nie. En so bid ons vir hierdie gemeente, en ons bid vir almal wat hierdie woord hoor, en ons bid vir almal wat 'n toekomsperspektief verloor het, dat hulle dit weer sal herwin, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing ten slotte Psalm 145, die 9de, en die 10de, die 11de, en dan ook die 12de verse, 9, 10, 11 en 12. Maar nou my siel, waar eindig ooit Gods eer? Nog sal ek uitroep, lof aan die Heer, en laat alle vlees vir ewig en altyd sy naam verhef, so hoog in heerlikheid. Psalm 145, 9, 10, 11 en 12. Ontvang nou die seën van die Here en gaan daarmee in hierdie week wat kom. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.